Welkom by die Klipkouers Potgooi, waar ek gereeld gesels met Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Laat die wiele rol. Henk Pretorius en sy besigheidsvernoot Llewellyn Greef is stigters van Dark Matter Studios. Hulle is filmvervaardigers met kantore in Johannesburg en Londen en beide is huidiglik gebaseer in Londen. En hulle het 'n hele paar lekker Afrikaanse films op hulle kerfstok, byvoorbeeld Bakgat 1 en 2, Leading Lady wat baie goed gedoen het op internasionale vlak en natuurlik een van my gunsteling Afrikaanse films, Modder & Bloed. Een van die goed wat vir my uitgestaan het met my gesprek met Henk, hy was vir 'n paar weke in Suid-Afrika, hulle is hier in Johannesburg en ek het kon hom by die ateljee insleep. Wat ek baie hou van hulle manier van besigheid doen en hulle besigheidsmodel is dat hulle baie gefokus is op die investeerder se ROI of daai return of investment. In ander woorde, hulle is nie die tipiese filmvervaardigers wat daai en natuurlik ook baie bemarkingsagentskappe wat daai kan ek sê wat die tradisionele manier van dink is investeer en kom ons kyk wat gebeur. Inteendeel, ek dink hierdie is my gunsteling sê ding vir aanhaling van nou af. Investeer en ons kyk wat gebeur. Versus, hoe maak ons seker dat die geld wat aan ons diens spandeer word, of die geld wat jy vir my gee, die diens wat ek lewer, dat ek daadwerklik vir jou 'n return genereer, of addisionele verkope. En weer eens, ek wil nie hier op 'n tangent gaan nie, maar dit is, as jy gaan kyk na tradisionele bemarkingsagentskappe se besigheidsmodel is geskoei op produksie. 80% van die inkomste wat gegenereer word is produksie en nie aan die agterkant van het my kliënt meer verkope. Aan die ander woorde, outcome of uitkomsgedrewe is minder belangrik. Vertel ons vinnig van daar af geswat, klaargemaak, hoe was daai roete tot waar Dark Matter Studios begin het? Wel, toe ek nog dink ek wil akteur wees, het gelukkig my hare uitgeval. Jy weet, toe kom ek agter. Ek weet wat jy bedoel. Daar's nou net, jy weet, ek kan nou net skurke speel, jy weet nou. So, toe het ek besluit, nee, ek het nog altyd 'n passie gehad vir skryf, soos ek gesê het, en ek het Bakgat begin skryf, terwyl ek in die Goli gespeel het. En ek het geld bymekaar gemaak, ek het huise gaan verkoop en ek het van die geld gevat en ek het 'n producer gaan sien en sê, kyk hierso ons geld, kom ons maak 'n fliek. En op die einde het ons 'n Bakgat gemaak en dit het dan na die, jy weet, Bakgat 1 en 2 en 3 geword. En terwyl ek dit gedoen het, het 'n ander producer my genader en gesê, hoor, jy wil nie Fanie vir die Slebolla doen nie, en ek gesê, ja, cool. En dit was op 'n boek gebaseer en ek het dit geskryf en toe het ek dit 'n prys gewen in Seattle, wat dis most attended film festival in North America, en ek het die gehoor prys gewen, of audience award gewen vir daai film, en dit het my 'n kans gegee om bietjie met mense in Los Angeles en Hollywood te praat, en dit ons Leading Lady gedoen, en na Leading Lady het ek, dit het maar soos gelei na 'n Britse gruwelfliek wat ek nou net klaar afgehandel het, saam met Dark Matter Studios en Llewellyn Greef. Ek dink my lewe het baie verander toe ek vir Llewellyn ontmoet het, en ek kom agter my vernoot het presies dieselfde visie as ek, en ons druk mekaar om altyd groter te dink, en ook te dink aan wat is die toekoms van ons bedryf, hoe gaan ons dit maak môre met al die streaming platforms en al daai goeders, en dis toe ons Dark Matter Studios stig. Iets interessants van julle industrie en 'n huidige tendens. Die huidige tendens is dat, en ons het eintlik voorspel, dat inhoud koning is op die oomblik. Die ding met inhoud is, daar is so onsaglik baie inhoud daar buite, wat nie gesien word nie. Daar word 15,000 films gestuur na Toronto Film Festival toe, en net 150 van hulle word gekies, en net 8% van die 150 kry verspreidingsmaatskappy agter hulle. So die kanse om geld te maak met inhoud, as jy net aan inhoud dink, is baie naby aan 0. En ek dink baie mense kom met agter, jy weet, ek dink ons is redelik bederf in Suid-Afrika, waar Ster-Kinekor actually, hulle sal eintlik nie luister, en hulle sal jou film uitsit in die theater, jy weet, en baie keer moet hulle dit nie doen nie, want die inhoud is nie noodwendig op standaard nie, maar hulle sal dit doen, en hulle sal bemarkingsmaatskappy agter dit sit, en baie keer vir dit betaal, jy weet, en ek dink ons is bederf met daai
dis 'n illusie in die wêreld. Want jy kan 'n film maak en niemand kan dit wil sien nie en jy kan dit oral stuur en niemand wil dit versprei nie. Want dit kos geld om 'n film te versprei en dit kos baie keer meer geld om 'n film te versprei as om dit te maak. Jy weet, so as jy 'n film maak vir $1.5 miljoen, sal die verspreiding in Noord-Amerika vir 2000 cinema deal sal ten minste $20 tot $40 miljoen wees. Oh my goodness, ons praat van 20, 30 multiplier hierso van koste. Ja, so hoekom sal 'n verspreiding van maatskappy jou film kies? Jy weet, so as jy daai vraag kan beantwoord, het jy 'n suksesvolle inhoud. En as jy nie kan nie, dan gaan jy baie min geld maak indien enige van, en as ek sê maak, jy gaan eers die kostes terugbetaal van wat die film gekos het nie. So dit is die realiteit wat ons mee geworstel het en dit is die oplossing wat ons gekry het, is ons het gekyk na wat doen massiewe groot studios en hulle belê baie in franchises. Nou, almal sê, ja, maar so boring, ek wil nou nie meer Marvel kyk nie, maar die syfers sê presies die teenoorgestelde. Dit meen wat 21 flieks later is dit nie. Ek dink in die hele die Marvel Universe. Dis malligheid, dis incredible. Ek het nie besef ek het al 21 flieks gekyk oor wat 10, 12 jaar. Ja, is fantasties wat hulle reg gekry het, jy weet. En kom ons analiseer dit. Dis franchise. Hoekom 'n franchise meer oë gaan trek. Veral as die vorige film goed was. In Marvel, partykeer is die vorige een nie goed nie, hulle trek nog steeds die oë. Is die rede daarvoor is bemarking. Jy weet, jy ken die handelsmerk. So, as ek vir jou sê, ek gaan Spider-Man kyk, of ek gaan, jy weet, daar's so baie in, ek kyk so baie pitches net, dan stuur hulle pitches vir ons heeltyd om, hulle wil nie ons met 'n superhero film maak, en sê hulle net, gaan $2 biljoen gross, en sulke goeders, wat hulle, jy weet, 'n duimsuig model is. En sê ek wil, niemand weet van hierdie superhero nie, jy weet, jy noem hom, die ouetjie met snaakse oogies, en niemand gaan dit kyk nie, want niemand weet daarvan nie. Waar die handelsmerk is so established, Spider-Man, almal weet van ek praat, skep Batman, almal, jy weet, dis nou DC Comics, maar nog steeds. So, hoe doen jy dit, as 'n klein maatskappy, of 'n klein produksiehuis, en waar ons is nou in Londen, is, ons het klein begin, ons het gesê, okay, well, kom ons maak 'n horrorfilm, 'n gruwelfliek, wat en met 'n gruwelfliek is jy kan 'n hele dis in die wêreld die fliek met die meeste franchises. Nou gaan kyk na jou, jy weet, as jy net terugdink toe jy nog videostores gehad, ek weet jy het nog 1 of 2 so, maar dit sal almal weggaan. Maar dan loop jy rond en sien jy, ja, Chucky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jy weet. Ja, Chucky, hy kom terug. Ja, Chucky, hy kan nie dood. Jy weet, so wat dit vir jou sê is, jy weet, as jy 'n handelsmerk stig in 'n gruwelprent, dan kan jy eintlik 'n besigheid daar bou. Dis thinkable, scalable. Ja. En jy kan 'n besigheid daar bou. En dit is wat ons gedoen het. So ons het nou met ons film nou net 'n gruwel in Brittanje geskiet. En dit is premium content. Ons het goeie geld vir dit betaal. En dit lyk of ons nou, jy weet, ons is nou besig om te praat met die US en ons het klaar UK distribution. En as die film werk of net half werk, dan kan ons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maak. So dit beteken dan ons stig 'n handelsmerk wat ons 'n televisiereeks na die tyd van kan maak, ons kan 'n toneelstuk na die tyd daarvan maak, ons kan 'n radioprogram maak, ons kan 'n podcast daarvan maak. Dis weer daai herverpakking. Dis daai repurpose. So daai, jy het laas as ek reg kan onthou, jy het vir my toe ons verlede jaar gelunch het, toe het jy vir my gesê horror movie is ook die goedkoopste film wat jy kan maak met die meeste geld maak. Is ek reg? Of Profite is dit in die wêreld die flieks wat die meeste profit maak. Soos as jy Paranormal Activity was vir 40,000, eintlik minder is dit, maar vir 40,000 gemaak. En ek ken actually vir Oren Peli, is baie nice. Hy het dit gedirek en hy het dit gemaak in San Diego. En ja, ek weet nie, dit het soos $300 miljoen gemaak. Ek weet nie presies nie. Ja, maar as jy 'n paar ouens daar in die huis rondhardloop is nie regtig, ek wil sê, maar as ek sê gemaak, bedoel ek by die box office, dan moet jy nou die markingskoste, verspreidingskoste aantrek. Maar hy is afgetree. Hy het afgetree na Paranormal Activity. So ek wil net vinnig vir ons afbeweeg van hoe jy geld maak. In daai budget wat jy nou die movie shoot, ek neem aan daar's 'n salarisie vir jou daarso. Ietsie om jou pot dan, as jy nou oor 3 of 6 maande shoot. Ja.
jy moet die pot aan die kook hou. So dit word outomaties ingebou in die budget dat om jou aan die gang te hou. Ja, Hoe werk dis my persoonlik, ja, ek bedoel dit is hoe dit werk, maar vir ons persoonlik in Dark Matter, ons glo glad nie daaraan om onsself fooie te betaal nie. Ons betaal onsself vir salaris elke maand en ons het profit participation as 'n maatskappy. So ons, jy weet iemand het my nou gevra om iets te direk in 'n redelike groot televisie reeks en as ek dit kry, dan gaan my geld aan Dark Matter en dan sal Dark Matter my dieselfde salaris betaal. Ek verstaan. En wat dit doen is, jy sit altyd Dark Matter eerste, jy weet, en as jy jonk is en jy is in besigheid, dink jy altyd jy gaan die maatskappy eerste sit, maar dan haal die tyd jou in, en dan wil jy groot reise, en jy wil dit hê, en dan as jy weer sien, dan wil jy die fooie hê. En wat ons probeer doen is, ons probeer ons fooie laag hou, sodat ons eintlik vinniger kan werk, en vinniger goed kan laat gebeur. Ons byvoorbeeld nie eintlik kantoorkoste nie, ons het 'n private club waar ons mense ontmoet en ontvang, en ons sal 'n kantoor kry as ons iets skiet. En dit kan dalk nou verander, want ons maak 'n verspreiding maatskappy ook op. Maar voor dit het ons dit nie nodig gehad nie, en ons het ons kostes baie laag gehou. En dit kom neer by die Dark Matter tipe van ideologie, van ons wil nie ryk word nie, ons wil die maatskappy groei. En daarna sal ons ryk word, jy weet, of dit is maar 'n byproduk vir ons geld. Ja. En ek dink dit haal 'n bietjie, is baie goeie advies daai. Dat dit haal ook druk van jou af, dat jy die geld pla jou nie. Nee, glad. Nou kry jy 1 miljoen in, nou moet jy en die partner, wie gaan ons 500L, nee, jy weet, dit pla jou nie, hier is ons salaris, almal is happy, ja. Alles wat inkom is, ons los dit, En ons as iemand vir ons werk, probeer sy altyd betaal, meer as hulle al gekry het, en ons probeer vir hulle incentive in die film te gee ook, jy weet. Ons probeer dit doen. Dis nie altyd, jy weet, om 'n kreatiewe ding van 'n blank page af te doen, is nie altyd moontlik om te weet presies wat dit gaan word nie, en of jy presies met daai persoon gaan saamstem na die, jy weet, soos dit aangaan nie. So dit is 'n baie moeilike proses, maar ons probeer om dit te doen. Ons glo baie in, as ons wen jy, en as jy wen ons, filosofie. Tyd vir het jy geweet insetsel. So gepraat van films, ek wil 'n bietjie fokus op die besigheidsmodel van Netflix, wat vir my 'n klassieke voorbeeld is van 'n big data business. In hierdie geval 'n data-driven business. Hulle het so onlangs soos Julie 2018 het hulle 130 miljoen intekenaars wêreldwyd gehad. Maar meer belangrik is dat hulle daai 130 intekenaars se manier van kyk, wat hulle kyk, hoe hulle kyk, of hulle dit vinnig vorentoe skuif, of hulle die hele fliek, of hulle klaar kyk, of hulle aan die einde selfs kyk, soos die credits, die akteurs se name, met al hierdie inligting wat vat hulle, en dit stel hulle in staat om baie goeie besluite te neem. As jy gaan kyk na die tradisionele TV-model, wat natuurlik histories gebaseer is, met ander woorde die sukses van 'n TV-program, is gebaseer op ratings of hoeveelheid kykers. En ratings is niks anders as, kom ons noem dit, gesofistikeerde duimsuigery nie. Inteendeel, as jy gaan kyk na, weer eens die klassieke TV-program wat geloods word, daar is net 35% kans vir daai program te slaag. Aan die ander woorde, 65% van nuwe TV-reekse wat nie 'n Netflix model het of 'n streaming model het nie, val. Nou 'n klassieke voorbeeld as jy gaan kyk wat Netflix doen, is dat hulle weet byvoorbeeld dat hoe meer mense na 'n spesifieke program kyk, aan die ander woorde 70% van mense in hulle gebruik spesifiek die voorbeeld van House of Cards, wat een van die eerste Netflix geproduseerde TV-reekse was, en natuurlik ons weet ook Netflix produseer al hoe meer sy eie flieks en sy eie TV-programme, is doodeenvoudig, want hulle weet met daai data wat hulle het, waarvan mense hou, waarna kyk mense, en dit stel hulle in staat om 'n baie, soos sê, educated besluit te neem, en natuurlik die kans vir sukses word verdubbel. Inteendeel, Netflix se slaagsyfer vir nuwe flieks en TV-reekse is 70%. Aan die ander woorde, is dubbel die industrie se sukses rates. Nou wat baie interessant is, en ek wil terugkom na die House of Cards voorbeeld. House of Cards is waar Netflix daai tyd het hulle die meeste gebied vir die reg om die House of Cards te kon produseer. Het hulle $100 miljoen gekos daai tyd.
Maar weer eens wat fascinerend was, is dat hulle 3 punte wat basies tot hulle besluitneming, of 3 waardevolle stukkies data wat hulle gebruik het, wat gelei het daartoe dat hulle bereid was om 100 miljoen te spandeer. En is byvoorbeeld hulle het gaan kyk na, dit was die vervaardiger van 'n social network wat natuurlik gebaseer is op Mark Zuckerberg, so daar was 'n korrelasie tussen daai tipe fliek en House of Cards. Hulle het gaan kyk, hulle het gesien dat die Britse weergawe van the House of Cards het baie goed gedoen. En dan derdens het hulle gesien dat mense wat Kevin Spacey, wat natuurlik die hoofakteur was van House of Cards, hulle was geneig om na sy films te kyk en dan ook films van die direkteur van the social network. So hulle het na al hierdie verbintenisse gekyk en hierdie in House of Cards geloods. Maar meer interessant is selfs wanneer daai fliek, die feit dat jy 'n goeie fliek maak of 'n goeie TV-reeks, beteken niks as jy dit nie vir die mense kan, of vir ou wat nie weet hoekom hy die fliek moet kyk nie. Jy moet vir mense oortuig om oor te gaan in aksie, of in hierdie geval oor te gaan om die ding te kyk. En as mense gaan kyk, een van die goed wat Netflix doen, is hulle produseer gemiddeld enigiets tussen 5 en 10 trailers of voorprente. Met ander woorde, hulle sal vir jou, omdat ek en jy op verskillende maniere of verskillende flieks kyk en van verskillende goed hou, gaan hulle vir my 'n ander weergawe van die voorprent gee as byvoorbeeld wat hulle vir jou gaan gee. Wat was die eindresultaat van House of Cards daai tyd in die 100 miljoen investering wat gebaseer was op data, meetbare data, met 3 miljoen nuwe intekenaars teen $7.99 per maand per intekenaar, kan jy self die sommetjies gaan doen. 'n Kort SWOT-analise van die besigheid. Die sterkpunte is dat as jy inhoud, soos ons, soos 'n inhoud-gefokuste maatskappy, kan jou inhoud aanhou vir generasies. Soos 'n James Bond, dink aan James Bond. Jy weet, jy kan nog steeds geld maak van 'n James Bond. En dit kan aanleef op verskillende platforme. En dit is 'n verskriklike noodsaaklike ding vir mense om iets te kyk op die stadium. Jy weet, almal soek hulle nuwe televisiereeks of hulle nuwe film of wat ook al dit is. So dis een van die sterkpunte. Die ander sterkpunt is dat die kreatiwiteit in die maatskappy is baie gebalanseerd. Ons is baie gebalanseerd tussen besigheid en om iets vir 'n spesifieke mark te maak, jy weet. En dan ook om van te hê terwyl ons dit doen, jy weet. So dit is 'n ander ding. En dan ook ons dinamika en dat ons klein is en dat ons kan aanhou groei en vinnig kan groei in 'n ander rigting as ons moet, en as die wêreld verander. So ek dink dis die sterkpunte. Die swakpunte is definitief, jy weet nooit of die gehoor gaan regtig dit ontvang as soos wat jy dink hulle gaan nie. So jy moet dit in jou budget inwerk, sodat jy nie te veel geld gebruik om iets te maak vir 'n mark wat dalk nie bestaan nie. So dit is 'n swakpunt, is moeilik om te weet presies, om te spekuleer wat gaan gebeur, en dis waar die risiko inkom. Die risiko kan beperk word deur 'n hele paar ander fasette, en dis wat ons doen. So daar's maniere om die risiko te beperk. En dan die ander risiko wat jy het is ook in 'n kreatiewe pool van mense wat ons gereeld mee werk. Kreatiewe mense is nie noodwendig besigheidsmense nie, en hulle moet ook nie noodwendig besigheidsmense wees nie. So hulle is moeilike mense, en hulle verander hulle verander soos met die seisoen hulle gedagtes, en hulle is nie altyd lus om nog 'n draft te doen nie, en jy weet, so jy moet jou besigheid baie sterk half met 'n prokureur opstel, en ek kan nie van baie van die middelmanne nie, en ek is nie baie lief vir prokureurs oor die algemeen nie, maar ons het daarom 'n baie eerlike en opregte prokureur in ons maatskappy, en hy maak seker dat as ons die inhoud wil vat van 'n skrywer en vir 'n ander skrywer kan gee, dan kan ons dit doen, jy weet. En As jy nou nie sy deel bring nie. Ja, of as hy iets anders sien as wat jy sien, jy weet, jy kan nie geld op iets uitgee. Dink maar net soos as jy 'n kar maak en die designer sit vir jou, jy weet, hy wil eintlik 'n trekker maak, jy weet, en hy is besig met 'n trek te maak, maar jy dink jy wil gaan maak 'n Ferrari. Jy weet, so as jy nie baie van die trekker hou nie, kan jy vir ander vra om 'n Ferrari te maak. So dis moet dit werk, maar ons betaal vir dit, so dit is maar dit moet gebeur. En dit is 'n egosentriese bedryf, jy weet, waar ons het nie in ons maatskappy probeer ons om nie ego te hê nie, en om nie emosioneel te raak oor goed nie, maar
dit is naby aan jou as jy iets geskryf het. Jy weet, so jy is altyd 'n klein bietjie meer bewus van jouself in 'n produk as wat jy nou 'n toilet gaan maak het, jy weet. Ja. Jy gaan nie jouself sien in die toilet nie, weet. Maar jy sien jouself in die film wat jy geskiet het, jy weet. So daai persoonlike affinity is nogal 'n interessante ding. En soos jy ouer raak kom jy agter dat jy moet laat gaan en dit is net 'n produk. En dit is nog moeiliker as jy akteur is of 'n musikant is en jy is die produk en jy moet jouself begin sien as 'n produk, anders gaan die besigheid nie werk nie, as die besigheid nie werk nie, gaan jy nie geld maak nie. Jy weet, so dit is 'n probleem. Geleenthede vir my is om altyd uit die boks uit te dink as 'n maatskappy met Llewellyn en om iets unieks te probeer doen. Jy weet, selfs ons CFO Barend Creer, hy's 'n CA uit vir Barclays bank gewerk en ons het hom aangestel want ons is mal gewees hoe hy oor besigheid dink en hy het ook 'n kreatiewe aanslag. So hy is iemand wat risiko verstaan, maar hy weet wanneer om risiko te vat en dit is hoekom hy vir ons werk. En Llewellyn is presies dieselfde. Maar van my en Llewellyn afhang, so ons sal hardloop na en van 'n gebou spring en dink ons vlieg, jy weet. Waar Barend sê nee, ons is net 'n gebou, jy weet. Ek gaan sien. Dra 'n valskerm, jy weet. Maar go for it. Ja. Jy weet, en soos die geleenthede om iets nie te kan doen in 'n bedryf wat jy weet deur pioneers gestig is en ons kan nou iets unieks doen, dan virtual reality is 'n ander geleentheid, jy weet. Hoe gaan ons films in virtual reality bymekaar uitbring? Hoe gaan ons stories maak in 'n virtual reality world of 'n wêreld wat tussen virtual reality en waar ons nou sit? Jy weet, hoe gaan daai wêreld lyk? En dan die ander ding is ek kan nie regtig sien dat AI ons bedryf gaan oorvat vinnig nie, jy weet, om content te vervaardig. Dit gaan baie van die probleme oplos en baie goeders vinniger kan skiet, soos jy gaan nie kameramanne nodig hê meer nie. Maar hoe gaan AI 'n skrip skryf vir, ek weet hulle het al AI skrips geskryf en so aan, maar ek kan nie dink dat dit kan kompetisie is vir ons wat teks skryf nie. Ek kan verkeerd wees en dan sal ons moet aanpas daarbey. Jy weet, vir alles mense in hulle consciousness download in AI, maar dit is 'n geleentheid, jy weet, 'n geleentheid vir ons om ons werk te kan bou in 'n wêreld wat so obsessief raak met rekenaars en tegnologie. Hoe gaan vra julle of soek julle geld? Wat is die proses van ons soek nie meer geld nie. Geld kom op die oomblik na ons. Ons is nogal heel gelukkig daaroor. Toe ek jou 'n jaar terug gesien het ons nog geld gesoek. Nou het ons genoeg geld. Ons soek net 'n nota, ons soek nie meer geld nie. Ja. So as 'n maatskappy soek ons nie meer geld nie. Ons is okay daar. Maar jy weet, en dit gaan alles oor wat ons gestig het, jy weet, in die film wat ons nou net gemaak het en die potensiaal van die fliek en al daai goeters. Maar ons kan altyd nuwe geld aanvat as vir ons verspreidingsmaatskappy, want sê nou maar ons versprei op die oomblik in die UK, na wide release in die UK, en dit kos ons X miljoen pond, kan ons altyd ook dit syndicate in die US, in Amerika, en dan daar versprei. So ons kan altyd geld deploy en ons kan altyd, jy weet, soos loan financing sal ons aanvat, ons kan equity in ons films kyk, maar ons sal nie geld vat vir iemand wat nie die risiko verstaan nie en ook nie verstaan wat ons gaan doen met die produk nie en ook nie 'n langtermyn paadjie met ons verloop nie. Ons is baie versigtig om in die verkeerde kar in te klim. Soos geld, ons sê baie nee vir geld. Jy weet, ons het al mense terugbetaal wat ons nie ooreengestem het mee nie. So ons vernote op hierdie stadium wat in ons belê het, hulle sit om 'n ronde tafel en ons almal praat en almal sê wat hulle dink en ons kyk wat is die beste manier om vorentoe te gaan en ons wil meer mense om daai tafel hê en ons wil groter besigheid doen en daarom sal ons nog geld aanvaar, maar dit moet van 'n persoon wees wat reg is vir ons maatskappy en wat ons wil help groei en ons wil ook groei nou in tegnologie in. So ons kyk nou na maatskappye om te koop, 'n tegnologiese maatskappy om te koop wat ook in die mediabedryf is. So om hulle te koop sal ons geld nodig het. So daar's altyd geleentheid vir mense om vir ons geld te gee of te leen of equity te koop. Maar dit sal ons maatskappy groei en dit moet persone wees wat die bedryf verstaan en wat value add to our company. Wat is die tipiese besigheid daar buite wat vir julle aantreklik sal wees of komplementerend sal wees? Iets wat ek wil verstaan maar nog nie heeltemal verstaan nie. So virtual reality, experience-based shows, iets in die lyn van iemand wat by Netflix gewerk het, wat verstaan hoe libraries werk, syndication, want dit interesseer my. Iets wat Llewellyn verskriklik fascineer is die internet en hoe die internet aan derde wêreld lande werk.
So enigiets tegnologies, enigiets content driven, en iets waar ons content meer value kan gee, sal ek sê, jy weet, wat bydra tot die value van ons content. En dan ook iets wat ons net soos, ek is obsessed met die idee dat ons vir altyd kan lewe, jy weet, so om te kan belê in 'n maatskappy wat dit ondersoek, sal fantasties wees. Ek weet hulle doen dit al klaar, so ons sal waarskynlik nie die belegging doen nie, maar dit sal fantasties wees. Wat is syndication? Jy het nou 2 keer gepraat van syndication, of wat beteken dit? So, wat ek dink ek bedoel met syndication, en ek bedoel probably scalability, en ek sê altyd die verkeerde woord, as jy my ken, ek sê altyd verkeerde woorde met baie confidence, en dink mense ek het 'n nuwe woord uitgedink. So dit is 'n klein bietjie dodgy, maar ek sê vir jou verduidelik wat ek bedoel. Okay, so, wat ek bedoel is, ek wil verstaan, hoeveel streams iets kry. Sodat as ek weet hoeveel streams 'n stuk inhoud kry en wat se mark dit voor gemaak is, kan ek ook inhoud vir daai mark maak as dit genoeg streams is. En as ek weet dat sê net maar ek bring 'n Netflix net vir tieners uit of vir kinders uit, jy weet van 8 tot 5 of wat se kind seker van 4 tot 10 jarige. Wat kyk hulle? Jy weet, kyk hulle goeters met dinosaurus, mense wat rondloop met dinosaurus outfits, wat kyk hulle? En as ek net soos 'n Netflix vir kinders uitbring, ons moet iets anders doen, weet, soos Kidflix. En jy bring dit uit, is daar 'n mark daarvoor? Gaan dit werk? Gaan ouers dit koop of het Netflix dit klaar opgegaar? En ek sal dit weet as ek die Netflix model verstaan. So as ek weet, okay, jy weet, Ted dink aan, hy wil goeders maak vir mense tussen 18 en 30 jaar. Dan weet ek, okay, cool, ek kan dinge maak vir 5 tot 10 jaar. En Ted gaan my waarskynlik koop op 'n stadium. So ek weet, okay, een of ander tyd gaan ek geld kry van dit. Maar ek moet nou eers in kompetisie met hom wees. So ek moet baie geld hê. So dit sal lekker wees as ek iemand van Netflix kan headhunt en ons kan 'n bietjie, jy weet, soos jy steel met jou oë. Ja. Jy weet, en jy kyk wat doen hulle en dan kyk jy of jy 'n player kan raak, en jy gaan nie groot player raak nie, want Netflix is massief, maar en op 'n stadium koop jy, jy weet, so iets. Maar ons het aan ander idees ook gedink omtrent dit. Maar ek neem aan, en dit is vir my interessant dat jy daar hierdie streamability, het kom terug na measurability toe, nee. Dit is wat die goud van Netflix is, en of enige stream kanaal, as jy weet, daai ou het soveel mense vir so lank, dis nie 'n geduimsuigery nie. Ja. Is dit ook hoekom die Netflix originals, dink jy dit is juist dan, hulle kyk na daai data, en dan gaan maak hulle eie movie? Ja, daai data is glad nie beskikbaar vir ons nie. So hulle gebruik dit op hierdie stadium tot hulle voordeel. Hulle kan presies dit wat jy graag wil. Ja, hoe gaan ek dit weet? Hoe gaan jy dit weet, maar hulle het my sê nie. Ek sien. Dit is fascinerend. Belangrikste 3 besigheidslesse tot dusver. Die belangrikste les is om nie vir jou foon te wag om te lei nie, en om die bedryf waarin jy in is te sien as 'n besigheid en nie net 'n kreatiewe bedryf nie. En wat ek daar bedoel is om besigheid ook kreatief te benader en te aanhou groei. En dan nommer 2 dink ek is as jy regtig iets doen om regtig alles in dit in te sit. I don't believe in a plan B. I only believe in a plan A. Jy weet, so jy sit alles in wat jy doen en jy figure dit uit en jy sit 'n mylpaal, 'n duidelike mylpaal. Jy sê ek wil dit bereik teen daai tyd en jy go for it. Jy weet, want en jy hou nie op nie en jy glo daaraan. En as baie keer gaan jy dink dit gaan nie gebeur nie. Glo nog steeds daaraan en jy kry meer en meer mense wat saam met jou net glo. En een of ander tyd gebeur dit net. Dit raak net 'n realiteit. En die derde ding is om nie bang te wees om amper 'n naam gat te maak nie, jy weet. Daar gaan goed gebeur met jou wat jy gaan nie sien kom nie en jy gaan op die grond gegooi word. En dis 'n voorreg om te kan opstaan en om daai lesse te kan leer, want dit maak jou sterker. Jy weet, en dit gaan met jou gebeur. Hoe kan die Klipkouers met jou kontak maak? Ek dink hulle kan my maatskappy opsoek, www.darkmatter.studio. Henk, is fascinerend hoor. Ek het hierdie onderhoud verskriklik geniet. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.